ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 101. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van die Bybels wat ek, of die boeke wat ek geskryf het, as ook die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, kontak ons dan by ons WhatsApp nommer, wat ek nou vir u gaan gee. Ek wil net vir u ook noem, dat ons die 22ste van Maart, hierdie maand, het ons onderdompelingsdiens, of 'n doopdiens, in Montana, Pretoria, soos gewoonlik. Daar het 'n paar mense reeds geskakel, wie belangstel. 2:00 die middag, die Saterdagmiddag. Dis by 'n swemskool, so die water is lou warm. So jy het nie nodig om te worry om koud te kry nie, want dit is nog nie winter nie, né? Sou jy belangstel, kontak my per foon of WhatsApp foon. En praat net met my, of stuur my net 'n boodskap, of ek met die gesels, gee ek vir die pin aanwysings na die adres toe, en ek gee vir u die inligting wat u nodig het vir die dag. Kom ons bid vir dit, dat Jaffa vele bruid toevoeg tot die koninkryk. Sou jy belangstel in enige van die boeke, of die Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, dan kontak jy ons by 0722-367-124. Gaan na my webtuiste, https://jafashua.co.za. Wat dalk die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk of luister, is verskriklik welkom. Ons wil vir al die nuwe mense sê, julle is verskriklik welkom. Julle moet asseblief na deel 1 toe gaan en voorbegin. Anderster het jy 100 uitsendings totaal en al gemis. Alright. Het is baie belangrik om te subscribe of in te teken, sodat jy al die verskillende kennisgewing van die studies kan ontvang. Skryfblok en 'n pen en 'n Bybel, 33 Bybel of 'n 53 Bybel, baie belangrik, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, of anderste 'n seatbelt of 2 is ook belangrik. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, vanmôre wil ons vir u baie dankie sê in die begin van hierdie nuwe week en 'n nuwe maand. Die tyd vlieg so verby, Vader. En wat het ons nog regtig gedoen? Dan kan ons elkeen vir onsself afvra. Kom wil ek sê dankie, Vader Jaffa, vir elke Jaffis, elke broer en suster, jong mens, kind en kleuter. Ek wil bid, Vader, seën hulle wie ons seën, en seën hulle wie ons vervloek ook. Dankie dat die woord sê, ons is lig, vars brood, vars water en vars sout in 'n verlore wêreld. Vader Jaffa, kom word verheerlik in hierdie studies, in hierdie week, maar ons wil elke dag vir onsself bid vir vandag, hier op hierdie maandag. Kom word verheerlik, gee ons 'n gees van eensgesindheid, geestelike oor om te hoor wat u vir ons sê, en 'n sielsdimensie om ontvanklik te wees. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua. Volk van Jaffa sê halleluja, halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n groot seën gaan wees. Ons is besig met die boek Spreuke. Ons gaan aan waar ons gestop het laas Vrydag. Spreuke 10 vers 6. Nou kom koning Salomo en hy skryf en hy sê, seëninge is daar op die hoof van die regverdige. Nou, wat sit jy op 'n hoof van 'n persoon? As jy iets op 'n ou se kop sit, wat is dit? Dit is 'n kroon. Seëninge, of die kroon van geregtigheid. Daar's mos 3 G's, die geseëndes, die gesalfdes, die gunsgenote, en daar's 'n 4de een, die geregtiges. Hoe hou jy van dit? So, seëning is daar op die hoof. So, wat sê Jaffa? Hy salf ons met 'n kroon van geregtigheid. Die woord sê ons is die geseëndes. Ons is die gesalfdes, ons is die gunsgenote. Hoekom? Want ons is koningsseuns en priesters, ons sit op trone. En dit gaan vir die susters ook, want Galasië 3:26-29 sê,
wat ons weer in Jafashua onderdompel is, daar is 'n Jood of Griek, vryman of slaaf, man en vrou nie, ons is almal een, en volgens die belofte van Vader Abraham, erfgename van dit wat hy gegee het, en natuurlik erfgename van alles wat Jafashua gehad het, want die woord kom en sê, hy het nie behaag dat ons aan ons vlees besny word nie, maar aan ons sielste mense. Hy praat eintlik van aan die hart, maar ons werk nie aan die harte nie, want die hart is maar net 'n ding wat pomp, wat bloed stoot. Ons werk aan die sielste mense. Seëninge, die kroon van die ewige lewe is op die hoof van die regverdige. Nou wanneer ons sê ons is die regverdiges, ons het nie onsself regverdig gemaak nie. Hoe is ons geregverdig? Wat sê u? Hoe is ons geregverdig? Ons is geregverdig deur die bloed van Jafashua. So in hierdie dag is ek nie 'n sukkelaar nie. Die ou mense al gesê, ons is nie battelaars nie. Ons is nie sukkelaars nie. Ons is nie bedelaars nie. Ons is geregverdig. Ons is die regverdiges. En daarom sê die woord, luister wat sê die woord. Die woord sê dat die gebed van die regverdige het wat? Vele krag. So wanneer ek in gebed kan gaan, en ek kom in gebed as 'n regverdige, as 'n koning, seun en priesters, want ek het die kroon van geregtigheid op my hoof, dan het ek nie nodig om in hierdie dag onder die juk van die Satan te trek nie. Ek het nie nodig om ek wil eintlik in Afrikaans sê, die junk wat hy na my toe gaan gooi, te moet absorbeer nie. Dis hoekom ons die Ruach HaKodesh in ons sielste mense het, waardeur hy ons oortuig gaan sonde en ongeregtigheid en leer in alle reg en in waarheid. So wat doen die Ruach? Wanneer daar rubbish na my toe kom, sorry, wrong adres. Ek kan onthou toe ons laities was, toe die poskantoor nog gewerk het daar altyd briewe gekom, en partykeer was die verkeerde adres, waar my pa of my ma net op die koevert geskryf, sorry, wrong adres, dan het ons hom weer teruggegooi in die posbus in. Nie in ons huis 'n posbus nie, ons het 'n rooi posbus te gehad, waar jy op verskillende plekke waar jy die pos ingegooi het. En dan op hulle dit weggegooi, of ek weet nie wat hulle met dit gedoen het nie, maar dit was 'n verkeerde adres, en partykeer stuur die duiwel goed na jou toe, wat jy moet onmiddellik sê, sorry, verkeerde adres, is nie myne nie, ek gaan nie vir dit nie, en jy gaan my nie so vang nie. Jy kan nie verstaan hoe funksioneer die duiwel nie. Verlede week, vir een of ander rede, in die week is ons besig, nou ons kry maklik 200, 250, 300 WhatsApps en boodskappe deur die dag, in 'n gewone dag. En uit die bloutheid sê Pastoor Rika vir my, kyk hierso, wat is op die foon? Toe's daar 'n halfkaal vroumens, waar as ek sê halfkaal, dan meen ek 3/4 kaal vroumens op die foon. Wat sê, if you're interested, just reply yes. Onmiddellik het ons die goed delete, soos in onmiddellik. Nie eers kyk wie is dit, of hoe lyk sy, of delete. En onmiddellik spreek ek die krag van Jaffa ook oor my selfoon. Want, prof Mashimal, nee, ek is nie. Ek is nie. Want ek wil nie daai tipe goed moet effek op my foon hê nie. Want dit is 'n instrument wat ons gebruik om mense te bereik in die wêreld. Dis 'n instrument. So wat doen ek? Die oomblik toe ons sien dis rubbish, toe delete ons dit en ons weerstaan dit in die naam van Jafashua. Maar weet jy hoe maklik kan dit op iemand se foon vat? En die ou sê ek wil maar net weer kyk, en hy sê ek wil net weer kyk, en die volgende ding dan, nuuskierigheid, dan sê hy, kom ek tik in yes. En dan het hy antie vir jou. Sy sal vir jou klaarmaak. Sy gaan jou huwelik kos. Sy gaan jou besigheid kos. Sy gaan jou gebedslewe kos. Sy gaan jou alles kos. Sy gaan die ewige kroon, wat Jaffa hiervan praat, die regseën, die kroon van regverdigheid, sy gaan dit roof van jou af. En dis hoe die duiwel werk. Uit die bloute uit, sal hy goed op jou pad stuur. En dis waar ek en u in die posisie moet wees, waar ons sê, sorry, ek gaan nie vir die goed nie.
Ek gaan nie my sielsdimensie bevuil en bemors met rubbish nie. Verstaan u? Die Bybel sê, die woord sê mos baie duidelik, weerstaan die duiwel en hy sal miskien van jou weggaan. Is dit wat die Bybel sê? Kom, jy ken die skrif, die woord sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. As jy in die naam van Jahweh kom, jy kan nie jouself weerstaan nie, en ek kom na jou in die naam van Jahweh, en ek breek hierdie brug onmiddellik af. Ek maak daai deur van sonde onmiddellik toe. Verstaan wat ek sê? Ek verban jou in die naam van Jahweh. Die woord sê, hy sal van jou wegvlug. Hy sal nie hardloop nie. As hy kan vlieg, sal hy vlieg. Maar daar's krag in die bonatuurlike naam. So hier's iets vanmôre. Daar's 'n rede dat ek nou aan dit gedink het terwyl ek nou sit en bedien hierso. En dit is wonderlik wat van Bybelstudie is, soos wat die Ruach dit na my toe bring, so bedien ek u met dit. En dit kan 'n effek hê, dit kan iemand, dit wat ek nou hier gesê het, vir baie mense sal dit na onsinnigheid lyk. Prof, jy praat oor goed wat nie regtig iets met die Bybelstudie dit het. So pas is iemand gehelp. Ek het verlede week het ek oor sekere onderwerpe gepraat. En ek gaan nie weer oor praat nie. En iemand het my geskakel en gesê, prof, en weet jy wat? Dit is nogal 'n Javis, wie ek redelik goed ken. Ek sê, prof, dit was myne. Jy het net met my gepraat. En dis hoe die Ruach werk. Weet jy wat? Alhoewel die woord uitgaan na honderde duisende mense oor die wêreld. Die Bybel sê, as een siel tot bekering kom, as een siel werklik aangeraak word vanmôre, as iemand uit hierdie woord uit iets kan leer, dan was dit alles die moeite werd. Al die ure se voorbereiding en navorsing en die opnames en die ateljee reg te kry en alles. Die woord sê, seëning is daar op die hoof van die regverdige. Met ander woorde, jy dra 'n regverdige kroon soos 'n koning. Maar die mond van die goddelose verberg geweld. Die goddelose praat nie oor wat hy doen nie. Hy verberg dit. Die mond van die goddelose, die ou wat vervloek en dood spreek. Hier's mos van hierdie ouens wat net dood en goddeloosheid spreek. Wat nog nooit 'n siel gewen het vir die koninkryk van Jahwe nie. Wat nog nooit 'n boodskap gepreek het van redding vir iemand nie. Die mond van die goddelose verberg geweld, so, hulle kom om 'n draai met dit. En die woord sê, vermy die weë van die goddelose. Ek wil vanmôre sê, kom ons hinker na die kroon van geregtigheid en seëninge. In hierdie dag gaan ek funksioneer as 'n koningsseun en priester van Jahwe wat op 'n troon sit. Ons is nie in die hemel nie, ons funksioneer hier op die aarde vandag. Dit is die goed wat Jahwe ons mee toeberei het, om hier te funksioneer, om hier produktief te wees. Ek was jare in besigheid gewees, 43 jaar plus. En vir my en my besighede en my fabrieke wat ek gehad het my gaan oor produktiwiteit. Elke werkstuk het 'n tyd aan dit verbonde gehad. Die ouens het klokkaarte met 'n jobnommer wat jy op inklok en julle weet waarvan ek praat. Waar die jobnommer ingeskryf word en daai tyd is geallocate, is toegevoeg vir daai stuk werk. Want as daai ou langer as dit gaan vat, gaan hy die profit opeet. Verstaan nie? En dit is wat dit is. Ek in my geestelike lewe moet produktief wees. Ek kan nie passief wees nie. Passief wees ek sit hier so. Nee, ek is nie passief nie. Ek is produktief. Vader, maak my vanmôre produktief, dat ek my kroon en my seëninge van geregtigheid dra vandag met waardigheid. Laat ek 'n probleem wees met die duiwel, nie die duiwel 'n probleem vir my nie. Laat ek vir hom 'n probleem wees.
Die werkers van ongeregtigheid. Ons as Jafiste moet vir hulle 'n probleem wees. Ons moet nie 'n kompromie met hulle smee nie. En die woord sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Produktief. Ek wil vandag nie passief wees nie. Ek wil aktief wees. Ek wil hê u moet aktief wees. Ja, daar gaan stampe en stote kom in die dag. Dis deel van om op te groei in die koninkrykswerk van Jahwe. So, ek kan nie dink hoe sou dit gewees het as daar nie stampe en stote was nie. Jeeg, ons sou so rigied gewees het. Ons sou net so in 'n vorm of 'n mold ingegiet gewees het. Maar dit is juis die stampe en die stote van die lewe wat ons vorm om produktief te wees en nie passief nie. Hierdie dag moet vir u 'n wonderlike dag wees, waar u die beste vir Jahwe en Jahshua en sy koninkryk kan doen, wat u nog ooit gedoen het. Kyk net om jou rond, daar's iets om te doen. Tot môreoggend as Vader liewe gesondheid spaar. Maranatha, Jahshua kom weer. Halleluja.